Geseënd is die koninkryk van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Welkom by hierdie nuwe reeks video's oor die Ortodokse Kerk. In hierdie reeks wil ek 'n basiese inleiding tot die ortodoksie vir Afrikaanse mense gee, wat ons dan telkens op 'n Dinsdag aand aanlyn sal bespreek nadat mense geleentheid gehad het om die video te kyk. Hierdie video's gaan verskil van die ander video's op my kanaal in die opsig dat dit aanneem dat jy daarom iets van die ortodoksie weet en reeds 'n keer of wat 'n ortodokse liturgie bygewoon het. En hoewel ek weet, meeste Afrikaanse mense, of hulle nou gelowig is of nie, kom van 'n gereformeerde agtergrond aan die ortodoksie toe, waar daar 'n sterk klem val op uiteensetting en analise en argumentering van dit wat jy glo, gaan dink ek hier meer net vertel en verduidelik sonder vreeslike analises of argumente. Want Vader Georges Florovsky, een van die mees beroemde ortodokse teoloog van die 20ste eeu, het gesê dat die ortodoksie nie oortuig nie, maar dat dit betower en bekoor. Wat hier 'n paar dinge beteken, maar vir die oomblik beteken dit dat die ortodoksie nie soseer begryp en verstaan hoef te word, as dat dit ervaar en beleef moet word. Dit is terselfdertyd ook die rede hoekom jy nie die ortodoksie regtig leer ken deur video's te kyk of boeke te lees nie. Want die ortodoksie is uiteindelik 'n reis en 'n verhouding, soos wat ek later sal verduidelik. In hierdie eerste video wil ek graag 'n oorsig oor die kerk as 'n geheel gee, en ook een en ander sê oor wat presies die ortodokse kerk glo. So kom ons val weg en dan begin ons by die vraag, waar pas die ortodokse kerk in? Ek vra hierdie vraag teen die agtergrond daarvan dat die meeste Afrikaanse mense nie eers bewus is van die bestaan van die ortodokse kerk. So mense moet 'n antwoord begin deur te sê dat die ortodokse kerk 'n Christelike kerk is. Om die waarheid te sê, is dit die oorspronklike kerk van Christus en die wortels daarvan strek al die pad terug tot by die ontstaan van die Christendom. Ortodoks beteken regte leer of regte aanbidding, en dit beklemtoon maar dat die ortodokse kerk haarself beskou as die kerk waarin die waarheid oor Christus en sy leer deur die eeue deur die Heilige Gees bewaar word en is. Die term het ontwikkel tydens die kerk se stryd teen die ketterye van die eerste eeue in die kerk se bestaan. Die ortodokse kerk is die kerk van die Ooste, wat beteken dat die gewig van sy lidmaatskap in die Midde-Ooste, Oos-Europese lande en Rusland lê, en ook beteken dat dit op belangrike maniere verskil van die kerke van die Weste, die Katolieke en Protestantse kerke. 'n volgende allerbelangrike vraag is, wanneer het die kerk sy ontstaan gehad? Die antwoord is tegelykertyd eenvoudig en kompleks. Die ortodokse kerk het sy ontstaan gehad by Pinkster, wat die geboorte is van die kerk, toe die Heilige Gees uitgestort is op die apostels. Hierna het die apostels uitgegaan en begin om te vertel van Christus en wat hy geleer het. Hiermee het hulle natuurlik Christus se opdrag om disippels te maak van al die nasies uitgevoer. Maar hulle het nie net geëvangeliseer en gedoop en geleer nie. Van die vroegste tye af het mense ook bymekaar gekom om die liturgie te vier en om die nagmaal te gebruik. En is die gelowiges georganiseer in groepe, eers gemeentes en later bisdomme en patriargate. Tot die 11de eeu toe was daar net een Christelike kerk, wat haarself die ortodokse apostoliese katolieke kerk genoem het. Aanvanklik was die sentrum van die kerk in Jerusalem. Met die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus het die sentrum van die kerk verskuif na Rome en in die 4de eeu na Konstantinopel toe, wat vandag Istanbul is. Hierdie kerk het van die begin af gebuk gegaan onder verskillende ketterye, wat beteken dat mense met hulle leer gekies het om hulle self af te skei van dit wat die ortodokse Christelike geloof leer. Dit het telkens beteken dat mense of vrywillig die kerk verlaat het, of dat die kerk verklaar het dat mense wat 'n spesifieke leer voorstaan, afgeskei moet word van die kerk. Deur die eeue was daar verskeie sulke groeperinge. Seker die belangrikste en duursame van hierdie groeperinge was die monofisiete, wat veroordeel is tydens die 4de ekumeniese konsilie van 451, en dit het gelei tot die stigting van die sogenaamde Oriëntale kerke, die Koptiese, Armeense en Ethiopiese kerk.
alhoewel daar onlangs pogings was om hierdie kerke weer in gemeenskap in die ortodokse kerk te bring, en daar heelwat versoening plaasgevind het, is hulle steeds nie in gemeenskap met mekaar nie. Maar hierdie skeuring was maar 'n filletjie teen die grootste eintlike skeuring in die kerk. Dit het plaasgevind tussen in die loop van die 11de tot die 13de eeu, alhoewel die meeste mense 1054 as die beslissende datum aangee. Hierdie skeuring het die kerk verdeel in die oosterse en in die westerse kerke. Oor die redes vir die skeurings wil ons praat wanneer ons praat oor die verskille tussen die twee kerke wat gevorm het. Die westerse kerk het die katholieke kerk geword met sy setel in Rome. Die oosterse kerk het die ortodokse kerk geword met setels in Jerusalem, Alexandrië in Afrika, Antiochië en Konstantinopel. In die weste die reformatie in die 16de eeu die skeuring tussen die katholieke kerk en wat die gereformeerde kerke sou word veroorsaak. Min mense weet eintlik dat daar twee reformasies was. Die bekendste een was die sogenaamde magistrale reformatie, wat in 1512 begin het toe Luther sy 95 leerstellings op die deure van die Wittenbergse kerk gaan vasspyker het, en wat gelei het tot die ontstaan van die Lutherse kerk, die gereformeerde kerke en die Anglikaanse kerk oor die volgende paar eeue. Die minder bekende reformatie is die radikale reformatie van die 18de tot die 19de eeu, wat 'n hele aantal van die aanvanklike gereformeerde leerstellings tot hulle uiterste logiese gevolge laat ontwikkel het, en 'n aantal kerkbewegings, maar ook tot nuwe denominasies gelei het. Wat bring 'n mens by die volgende vraag? Waar kry mens vandag oral die ortodokse kerk? Vandag is die Oosterse Ortodokse Kerk naast die Katholieke Kerk die tweede grootste kerk in die wêreld, met omtrent 200 miljoen doorblidmate. Geografies is die belangrikste verdeling tussen die Griekse kerk en die Russiese kerk. Die Griekse kerk kry mens in Griekeland, Cyprus, Turkye, Israel, Afrika en Amerika. Die Russiese kerk kry mens in Rusland, Oekraïne, Amerika en mens onlangs ook in Afrika. Die Russiese kerk is die grootste kerk wat getalle betref. Naast die lande is daar groot ortodokse gemeenskappe in die volgende Oos-Europese lande: Roemenië, Bulgarië, Servië, Estonië en so. Daar was groot ortodokse gemeenskappe in Israel en ander Midde-Oosterse lande, maar hulle getalle het as gevolg van die aktiewe vervolging en onderdrukking van die kerk deur moslems en Jode die afgelope dekades baie sterk afgeneem. Daar is ook ortodokse gemeenskappe in Japan, in China en in Indië. En in Afrika is die grootste ortodokse gemeenskappe in Egipte en Ethiopië, maar toenemend ook in lande soos Nigerië, in Kenia, in Malawi, natuurlik nou ook in Suid-Afrika. Die ortodokse kerk het nie 'n paus nie, maar 9 patriargate, wat aan die hoof staan, patriarge, wat aan die hoof staan van patriargate. Naast die 4 antieke patriargate, wat ek al reeds genoem het, is daar patriargate in Moskou, Servië, Bulgarië, Roemenië en Georgië. Maar daar is ook sogenaamde autokefale kerke, wat nie 'n patriarg aan die hoof daarvan het nie, maar 'n metropoliet. En dis in Cyprus, Griekeland, Pole, Albanië, die Tsjechiese lande en Slovenië. En dan is daar ook nog autonome kerke, maar ek dink nou is nog genoeg lysies vir eers. Ten slotte iets oor wat die ortodokse kerk glo. Vir die oomblik gee ek net 'n absolute voorvlug oor dinge wat ons mettertyd in groter diepte sal bespreek. Eers oor die heilige drie-eenheid. Ortodokses glo dat daar een God is, wat alle dinge uit niks geskep het. Ons glo God is ongeskape en bestaan voor alle geskape dinge, selfs voor die tyd self. Ons glo God is 3 goddelike persone wat een in wese is. Die 3 persone van die drie-eenheid is almal volkome gelyk in goddelikheid, krag, eer en ewigheid. Ons glo alle eienskappe van God is uniek aan uniek aan een van die persone, byvoorbeeld die vaderskap van die Vader, of dit word gedeel deur al 3, byvoorbeeld 'n eienskap soos heiligheid. Die Vader is die ewige bron van die Godheid. Uit hom is die Seun gebore en van hom gaan die Heilige Gees uit. Dan glo ons God is wese en energie. Ons glo God is absoluut onbegryplik
in sy wese, maar dat hy kenbaar is in sy energie, waarvoor genade 'n ander term is. Dan wat betref Jesus Christus, glo ons Jesus Christus is die Seun van God, die tweede persoon van die drie-eenheid. Ons glo Jesus Christus is volkome goddelik en een in wese met die Vader. Maar ons glo ook Jesus Christus is volkome mens en een in wese met die hele mensdom. Ons glo Jesus Christus is een persoon in twee nature, die goddelike en die menslike. Ons glo Jesus is die Messias, wat in die Hebreëse geskrifte of die Ou Testament oor geprofeteer is. Ons glo Jesus Christus is gebore, het geleef, hy het geleer en genees, dat hy gekruisig is en aan die kruis gesterf het, en toe op die derde dag uit die dood opgestaan het. Wat betref verlossing en die kerk, glo ons, daar is net een kerk, die ortodokse kerk. Ons glo, die kerk is die liggaam van Christus, 'n goddelik menslik organisme, waarvan Christus 'n lid en die enigste hoof is. Ons glo verlossing is teose, of vergoddeliking, wat vereniging met God beteken, maar nie samensmelting nie. En dit beteken om al hoe meer soos hy te word, om deur genade te word wat Christus volgens sy natuur is, as aangenome kinders van God. Dit glo ons is deelname aan die energie van God, om, soos 2 Petrus 1 vers 4 te sê, om deelgenote van die goddelike natuur te word. Maar ons glo dat dit nie deelname beteken aan sy wese nie. Ons glo verlossing red ons nie net van die skuld van sonde nie, maar van die mag van die sonde en die dood self. Ons glo dis nie bloot 'n verandering in regstatus nie, maar 'n verandering in die mens se werklike wese. Verlossing is slegs moontlik deur die krag van God, met die samewerking van die mens. Soos Efesiërs 2 vers 4 sê, uit genade deur die geloof. Hierdie samewerking tussen God en mens word sinergie genoem. Ons glo die heilige misteries of sakramente deel werklik genade mee deur die handeling van God self deur sy geestelikes, wat die dienaars van die misteries is en nie die meesters daarvan nie. Deur die biskopsambt staan die priesters en die diakens in die opvolging van die apostels wat deur Christus self gewy is. Ons glo Christus sal weer na die aarde terugkeer, wat die einde sal wees van tyd en van die werklikheid soos ons dit nou ken. Almal wat hulle dan nog in die aardse lewe bevind, sal dan oorgaan na die volgende lewe, waar almal anders hulle inwag. Ons glo al die dooies sal weer opstaan en hulle liggame met hulle siele vir ewig herenig. En dan glo ons sal almal geoordeel word volgens wat hulle in hierdie lewe gedoen het. Uit hierdie uiteensetting van wat die ortodokse kerk glo, is dit behoort duidelik te wees dat daar baie is wat die ortodokse kerk in gemeen het met ander Christelike kerke, maar ook dat daar belangrike verskille is. Oor hierdie verskille praat ek in die volgende video. Goed gaan.